Ons het verlede week kennis gemaak met Liesel Skoonraad. Sy het kortliks verwys na haar program Strong for Life wat leerders op verskeie maniere bemagtig. Liesel se passie vir uitreikwerk het ontkiem met 'n droom wat sy nog altyd gekoester het. Ek het op 39 jarige ouderdom net besef ek dit nog niks met my lewe gedoen het. Ek is hier vir 'n rede en ek wil iets doen met my lewe. En ek het toe gesit en dink, daar's iets wat ek nog my hele lewe lank wou doen en dis Robben Island swem. En een van die redes hoekom ek dit nooit gedoen het nie, ek wou dit al van 8 jarige ouderdom doen, was omdat daar op skool ook daai tyd wat ek al my droom gehad het, vir my gelag was. Ek gesê, ag man, dis te ver, jy sal dit nooit doen nie. En ek het dit maar net altyd, okay, dit is moeilik, ek gaan dit nie doen nie. Toe besluit ek op 39 jarige ouderdom, ek gaan dit doen. Ek gaan nie om wie vir my wat sê nie, ek gaan dit doen. As ek verdrink kom terwyl ek dit doen, dan doen ek dit ook, maar ek gaan dit doen. En begin oefen, ek het toe Robben Island op my 40ste verjaarsdag geswem, van Robben Island af Big Bay toe. En terwyl ek vir dit geoefen het in die gym, het van die mense vir my kom sê, Liesel is ongelooflik sterk. En ek het dit nooit besef nie. Ek het nie besef wat my fisiese krag is sonder dat ek eers regtig geoefen het daarvoor ooit in my lewe nie. Dit is maar net 'n natuurlike ding. En ek het toe in November 2011 die eerste vrou in Suid-Afrika geword wat 'n 10 ton trok getrek het. En 3 weke daarna het ek die eerste vrou in die wêreld geword wat 'n Dakota vliegtuig getrek het. En ek het toe na September verlede jaar in die eerste Suid-Afrikaanse sterk vrou kompetisie deelgeneem. So ek het vir myself bewys, as jy wil, kan jy, en as jy daai inner strength het, dan kan jy dit in enigiets in jou lewe gebruik. Liesel se prestasies inspireer leerders. Ek het begin skole, veral laerskole besoek en ek het agtergekom hierdie kinders is nogals redelik geïnspireerd deur die storie. En agtergekom die kleinste bietjie inspirasie vir 'n kind beteken so baie. En dit het my toe op hierdie ding gesit waar ek begin dink het die grootste probleem in ons skole met bullying, dit word nog altyd benader op die opsig van stop bullying, stop this, stop that. Dit is so 'n negatiewe benadering om te begin mee. So my benadering is heeltemal anders. Ek kyk na die kind se persoonlike stand, waar staan hy met homself? En dit omhels bullies, die slagoffers van bullies almal. So dit is iets wat absoluut net ontwikkel het oor die laaste paar jaar. Liesel se program Strong for Life het 'n unieke aanslag. Ek vind met wat ek nou doen maak wel 'n impak op 'n redelike groot groep. Jy gaan altyd, dis nie soos hulle sê 'n flawless program nie. Daar is nie so iets nie, ons is almal uniek, so vir elke ou werk iets anders. Maar wanneer jy na 'n kind toe gaan en jy laat hom belangrik voel en hom sy perspektief van die lewe verander, van hoe hy dit sien, dan kan jy enigiets met iemand doen. Of dit nou boelery of ander forme van trauma is, een of ander tyd word die meeste leerders hieraan blootgestel. Ek het op 'n stadium wel 'n trauma kursus gedoen, ek het traumawerk gedoen. Ons was opgelei deur Milnerton met die kliniek, ons het met die SAPS gewerk. So ek het redelike wat hulle noem critical incident goed gedoen, jy weet, en daar het ek goed gesien wat geen mens moet sien nie, maar ek het daar besef, jy weet, met alles wat in die lewe gebeur, leer jy iets. Daar's 'n les in alles. Maak nie saak hoe goor of hoe sleg dit is nie. En daar het ek geleer dat daar gebeur goed met mense, jy weet, soos ek sê, trauma hy kies nie iemand nie. Hy vat enige iemand wat hy kan kry, of jy nou ryk is of arm is, en of jy, maak nie saak wat se kleur jy is, en of jy 3 of 30 is nie. Almal word deur iets getref in hulle lewe op een of ander stadium, en dis iets wat ons almal in gemeen het. En soos ek sê, soos ek skole begin besoek het, wat ek gesien het, waarop die kinders baie sterk reageer. Liesel gebruik haar eie ervaring as aanknopingspunt. Ons het almal hierdie, soos ek sê, 'n masker wat ons dra, en jy weet, die wêreld sê vir jou hoe jy moet wees, en daar's niks wat deesdae meer vir tieners sê wat hulle moet wees nie. Die seuns as jy weet, jy moet 'n man wees, jy kan nie huil nie, jy moet sterk wees, jy moet daar wees vir jou familie, jy weet, en vir die meisies word daar weer gesê, jy moet die prinses wees, en jy moet so sit, en jy moet so aantrek, en jy moet so lyk. Society, soos ek sê, is ons grootste vyand, want dis die ouetjies wat vir ons heeltyd in 'n hoek indryf en sê, dis wat jy moet wees. So die kinders word dadelik gewys, in hierdie groep kan jy jou masker laat val. Hier gaan ons nou net regtig simpel wees. So ons speel simpel speletjies, weet dat die ouetjies net bietjie gemaklik raak. Dan vertel ek vir hulle so 'n bietjie van die goed wat ek deur is in my lewe. Weet, daardeur begin hulle besef dat, daar's volwassenes wat ook weet, hulle kan ook verstaan, die groot mense.
ouers is besig, hulle verstaan nie, weet so jy vertel vir hulle en sê vir hulle as jy by die huis kom met jou nuwe droom en jy vertel vir pa en ma en hulle pop jou bubble, beteken dit nie dat jy simpel is of jou drome stupid nie, dit is letterlik jou pa en ma is moeilik, hulle is gestres oor hoe gaan hulle môre kos op die tafel sit. Maar niemand vat die tyd om die kinders die goed te verduidelik nie. So daar word so 'n bietjie van 'n praatjie gedoen. Strong for Life fokus op alle leerders, boelies, slagoffers van boelies en leerders wat knak onder groepsdruk. Dan doen ons goed wat baie keer baie emosioneel raak, waar ons in kleiner groepies opdeel en ons vra vir die kinders om elkeen iets te deel wat niemand van hulle weet nie. En jy sien baie keer, jy weet die ouetjies, ek het nooit geweet dat Johnny is so nie of Pietie is so nie. Ek het nie geweet dit van hom nie. So nou verstaan ek beter hoekom Pietie so is of hoekom Johnny so is. En die kinders kom agter is okay om net hulle self te wees. Hulle hoef nie te wees wat almal dink hulle moet wees nie. So jy hanteer die hele peer pressure ding op daai manier op 'n ander angle. Dan het jy weer 'n oefening waar jy vir hulle sê hulle moet in 'n sekere area in beweeg as hulle al ooit hierdie tipe ervaring of daai tipe ervaring gehad het. En ons is baie prakties. Ek sal vir hulle sê, al die ouetjies wat al ooit in hulle lewe oorweeg het of gedink het aan selfmoord, stap vir my in hierdie area in. En hierso is die ouetjies geskok om te sien dat daar's al 95% van my klas wat dit gedink het en ek het gedink ek is die enigste een. En ewe skielik kom hulle agter hulle is meer normaal as wat hulle gedink het. So die hele ding is om die kind se selfbeeld bietjie op te bou en vir hom te sê luister, dis okay. Jy kan net jouself wees, jy kan net asemhaal. Leerders word aangemoedig om praktiese maniere te vind om boelery stop te sit. En dan begin jy hulle weer challenge in die volgende ding waar jy vir hulle sê, wat het jy geleer hierdeur en hoe gaan jy dit op die speelgrond hanteer in die toekoms? As jy die ouetjie is wat eenkant gesit het en jy het gevoel niemand wil na jou toe kom nie, is dit nie maar net die manier wat jy dit gesien het, was dit nie dalk nie regtig so nie. So gaan jy nou uit na die ander ouetjies wat alleen sit, gaan sit by hulle en sê kan ek by jou kom sit. As jy sien iemand boelie aan 'n ou, gaan julle ouetjies saam staan en kyk of gaan julle nou saam sê, "Hey, nee man, stop dit. Wat gaan aan? Wat is jou probleme? Kom wil jy jou aggressie uitoefen?" So dis 'n baie meer praktiese manier van kry die kinders betrokke en moenie net 'n polisieman instuur nie. Groot of klein, die Strong for Life program het iets vir almal. Met die jonger ouetjies doen ons weer goed waar ons vir hulle, jy gee vir hulle incentive. So hulle gaan op die ou einde kom ek terug na die skool toe en ek sê vir hulle, die juffrouens gaan nou vir my sê wie die grootste impak gemaak op die skoolgrond die laaste 2-3 weke vandat ek weer weg was. Wie die grootste verskil gemaak. So jy leer vir hulle in 'n positiewe manier in plaas van die negatiewe goed want ons word gebombardeer met negatief. Liesel en haar span fokus op 'n oop gesprek met leerders. Ek vertel vir hulle reguit dinge wat met my al gebeur het. Ervarings wat ek al in my lewe deur is. En daar is, as iemand vir jou sê hulle het nog nooit in hulle lewe enige manier van abuse deurgegaan nie, jok hulle vir jou. Of hulle is totaal naïef of hulle dra hulle maskers so styf dat hulle nie self dit weet nie. Daar's baie kinders wat al deur soveel trauma is dat hulle nie eers besef waartoe hulle gaan nie. Hulle het hulle self al so genam met die gevoel wat hulle, jy weet, ek gaan nie huil nie, ek gaan dit nie voel nie, ek gee nie meer om nie. Al hierdie goed wat hulle mee gebombardeer word, sny hulle af van en hulle kom nie agter dat hulle eintlik nie meer enige iets ervaar nie. Nie meer geluk nie, niks nie. Liesel Skoonraad sê dis wat sy wil bereik met haar program Strong for Life, om aan leerders 'n veilige omgewing te verskaf, 'n plek waar hulle openlik kan praat en weet dat hulle 'n ondersteuningsnetwerk het. Daar's niks wat 'n tiener meer kan ondersteun as sy vriende nie. So wanneer 'n groep tieners besef dat ek is nie die enigste een wat so voel nie, begin hulle mekaar ondersteun, hulle begin meer openlik gesels. Hulle probeer nie hierdie goed wegsteek van mekaar nie. So daar's baie ondersteuning deur net te praat daaroor onder mekaar. Ek kyk hulle uit en ek sal die ouetjies spot wat ek sien nou regtig sukkel of daar's regtig iets 'n ouetjie wat baie stil is, baie eenkant is, of wat absoluut hysteries emosioneel is. Ons kyk vir hierdie ouetjies, maar ons sal dan ook vir hulle aanmoedig om met die onderwysers te praat. Ons vra die onderwysers, hulle is by gedurende hierdie proses, dat die onderwysers ook kyk, dat hulle sien, okay, hierdie ouetjies in my klas, ek het nooit besef hierdie ouetjie sukkel so nie. Ek gaan hom nou 'n bietjie dophou. Ons bied ook dan aan, ek sal nou ouetjies toe gaan, want ek sê, luister, jy lyk of jy baie seer het. En ek dink regtig,
ons moet moeite maak dat ons weer kan gesels. Ek sal teruggaan en met die oudjies gesels. Ek sien ook one-on-one tipe gevalle, maar ek sal ook dan vir daai oudjies sê, kan ons met jou ouers gesels en dan kyk ons of vir jou kan hulp kry. En dan sal ek die ouers inroep met die kind se toestemming, want ek voel niks moet, jy weet, die kind moet nie voel hy word nou in 'n hoek gedruk oor iets nie. Vennootskappe met professionele persone is onontbeerlik. Ek sal hulle sterk aanmoedig dat ons dan saamgesels en ons kyk of ons vir hulle hulp kan kry, waar mense dan as dit moet sielkundiges inroep, school counselors kry, wat weet, baie van die skole het mense wat hulle mee kan gaan gesels. Wat mense dan vir hulle sê, luister, hierdie ouens is nie jou vyand nie, hulle is jou vriende. So, dis nie van krappie wond oop, jy weet, vat die roofie saam en los die kind daar met 'n bloeiende wond nie. Dit is, ja, dis seer, en hoe gaan ons dit van hier af hanteer? Portuïerdruk is van die talle uitdagings waaraan leerders blootgestel word. Dis hoekom 'n ondersteuningsnetwerk baie belangrik is, aldus Liesel. Die tieners kan mekaar ontsettend ondersteun, maar hulle moet besef dat hulle dit in 'n positiewe manier kan doen en hierdie negatiewe masker ding van ons moet afkom. Hierdie plastiek wêreld wat ons in leef is nie reël nie. Alles wat ons in boeke sien is gefotoshop. Jy weet, die meisies wat gesê word, so moet jy lyk, so moet jy loop, dit moet jy dra. Dis plastiek. En sodra die kinders teenoor mekaar besef, ja, weet jy, dis nogals waar, begin hulle egte uniekheid uitkom. En deur dit besef hulle ook dat, ja, weet jy, Johnny is 'n bietjie weird, maar dis okay om weird te wees, want ek is bietjie weird op my eie manier. En so begin hulle mekaar stadig maar seker aanvaar. Soos ek sê, dis nie 'n miracle solution nie. Dit is nie iets wat na een besoek net klaar verby is nie, maar ek moedig skole ook aan om onder mekaar dat die tieners se supportgroep binne die skool begin. Dis baie keer moeilik vir hulle om met 'n volwassene te gaan praat, want hulle voel 'n volwassene is soos hulle ouers, is onbereikbaar, maar wanneer hulle onder mekaar begin gesels en daar is hierdie volwasse persoon saam, is hulle gemaklik om baie makliker oop te maak. Die Strong for Life program bemagtig leerders om op probleme vierkantig in die oë te kyk. So dis 'n groot ander angle om vir 'n kind te wys, dis hoe jy eintlik lewe moet sien en dis hoe jy moet besluit wat wil jy maak daarvan, want op die nuus, deur die skole, daar word vir jou gesê soveel matriek sit hierdie jaar matriek geskryf en dis hier gemiddeld gewees en soveel van hulle gaan nie werk kry nie. Hoe stuur dit hulle uit met 'n positiewe boodskap? Hulle stap almal daar uit totaal depressief. Hulle is nou net deur 12 jaar van onderwys wat hulle elke oomblik van gehaat het en nou word daar vir hulle vertel hulle dit verniet gedoen want hulle gaan in elk geval nie werk kry nie. Leerders kyk met nuwe oë na hulle omstandighede. Soos ek sê, society is ons grootste gif en deur vir die kind te wys, jy moet jou perspektief net bietjie verander en dan gaan jy 'n ander angle van die lewe kry. En soos hulle dit self verander en hulle self anders sien, begin hulle almal om hulle anders sien. Hulle gaan huis toe en ma praat vanaand nie met hulle nie en hulle kan hulle ma toe gaan en sê, "Joh, ma, lyk of my 'n moeilike dag gehad het." In plaas van om kamer toe te gaan en die deur toe te slaan en te dink, "My ma wil eers met my praat nie." So jy wys vir 'n kind hoe die lewe eintlik is sonder die plastiek. En hulle begin die lewe verstaan en dan begin hulle self verstaan en hulle begin hulle vriende verstaan. Dis hierdie hele ding van be the change the world you want to see in the world wat Gandhi gesê het. Ek doen dit baie met myself. As ek in 'n winkelsentrum loop ek met 'n groot smile op my gesig en ek dink aan al die great dinge wat ek in my lewe het. En jy sal verbaas wees, jy maak oogkontak met mense en jy sal verbaas wees hoeveel mense kyk terug en begin glimlag. Hier is Liesel se kontakbesonderhede. Weet jy, hulle kan vir my deur Strong for Life, dis 'n nommer 4 nie FOR nie, strongforlife.co.za is ons webwerf waar hulle my kan in die hande kry. Daar's 'n kontakbladsy daardeur. Ek is op Facebook as Liesel Skoonraad en ek is op Twitter as Liesel Skoonraad, so ek is redelik op die social media betrokke. Dit dan Liesel Skoonraad van die Strong for Life program. Laat weet ons gerus wat julle van soortgelyke programme dink. Kan dit werk en wat moet skole en gemeenskappe in plek stel om boelery die nek om te draai? Ons SMS nommer is 3343 en onthou elke SMS kos R1.50.
Vriendelike groete van my, Anthea Adams.